Goeienaand almal. Okay, so ek het ietsie op die hart vanaand, net 'n gedagte en natuurlik iets uit die Bybel uit wat ek graag wil deel. Nou ek het al in van my vorige video's baie gepraat oor die goed wat ek oorwin het en die vreeslike dinge waarmee ek my besig gehou het, soos verslawing aan alkohol, verslawing aan pornografie, sigaret en tabak en ek het 'n verskriklike plofbare hier gehad. Ek het eintlik nog steeds, maar ek het deur die genade van die Hemelse Vader dit reg gekry om dit te beheer en onder beheer te hou. Partykeer faal ek nog, ek moet eerlik wees. Ek kan nie hier jokkie, daar's te veel mense wat my ken en sal sê jy's besig om te lieg vir die mense. So ek sê vir julle, ek verloor nog steeds partykeer my meernis. Dis baie sleg want die Bybel waarsku ons teen iemand wat sy meer verloor en sê so 'n persoon is 'n dwaas. Die Bybel sê so 'n persoon is 'n dwaas. Nou waaroor ek vanaand vinnig gou wil praat is die groot en die klein sondes. Die groot sondes soos om iemand dood te maak, om moord te pleeg, om wat sal ons nog sê? Om 20 miljoen rand by 'n besigheid te steel en te verduister en oor te betaal na jou persoonlike rekening toe. 50 miljoen rand of 100 miljoen rand. Om jou vrou te verneek en by 'n ander vrou in die bed te klim en egbreek te pleeg. Vandag is dit eintlik nie meer 'n groot sonde nie, dis 'n sport. Maar julle weet wat ek bedoel, julle weet wat ek probeer sê daardeur. Nou ek het vandag so 'n bietjie na goed gekyk en na mense geluister en onder andere het die Heilige Gees ook 'n bietjie vir my geopenbaar en aan my goed oopgemaak. En ek wil graag hierso 'n stukkie wat lees uit die Bybel uit Matteus die 5de hoofstuk. Hier staan maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die reg. En elkeen wat vir sy broer sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Dan staan hier in vers 24, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Dis nou as jy tiendes of gawes wil gee, dan moet jy eers, as jy kwaad is vir iemand of iets teen iemand het, dan moet jy eers gaan regmaak met hom of met haar voordat jy jou gawe bring. Dit staan hier in die Bybel, is nie ek wat dit sê nie. Dan staan hier nog 'n entjie verder af, maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. So jy het nie jou broek afgetrek en jou klere uitgetrek en fisiese seks gehad met 'n vrou in die bed nie. Jy het sommer net hier in jou hart gekyk na die vrou se mooi borste of mooi boude en gedink, "Joh, dit sal lekker wees om saam met haar alleen in 'n stort te wees." Nou sê gou vir my, jy wat na hierdie video kyk, jy wat 'n man is, hoeveel keer het jy dit al gedoen? Ek sou vir jou sê hoeveel keer ek dit al gedoen het. Ek weet nie, te veel kere. Nou ek sê, soos wat ek in baie van my vorige video's gesê het, ek is nie 'n engeltjie nie. En ek het baie sonde gedoen en ek het baie moedswillige sonde gedoen. En die manne is baie skuldig aan hierdie ding, om egbreek te pleeg in jou hart. Daar staan ook in die Bybel, as jy kwaad is vir iemand, is dit net so goed jy het moord gepleeg. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit van jou af weg.
want dit is vir jou beter dat een van jou ledemate vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Nou ons almal ken hierdie gedeelte baie goed, of gedeeltes in die Bybel, dit staan op verskeie plekke, waar as jou oog jou laat struikel, ruk hom uit, gooi hom weg, as jou hand jou laat struikel, kap hom af, en jou voet en al die goeters. Nou ek sien nie eintlik dat die Bybel dit figuurlik bedoel nie. Hierdie goed word letterlik bedoel. Nou wil ek gou spring na 'n ander gedeelte toe, net so een bladsy verder in Matteus 7. Matteus 7 vers 22, hier staan, hoor 'n bietjie hierso, baie bekende gedeelte in die woord, hier staan, baie sal in daardie dag vir my sê, soos wat hier nou staan, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragte gedoen nie, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Ok, ek gaan nie verder lees hier. Al wat ek net wil sê vanaand is, ons dink dat ons sal die hel toe gaan oor moord en groot somme geld wat ons gesteel het, en dalk vee wat ons gesteel het op 'n plaas, of egbreek gepleeg en saam met 'n ander vrou gelê, of 'n ander man vir die vrouens. En dit gebeur ook. Sien nie die mans nie. Maar wat ek in die Bybel sien is, onder andere dat Yeshua praat, of hulle praat daar van 2 weë, 'n breë weg en 'n smal weg in Matteus. En daar staan, daar's baie wat op die breë weg loop, en daar's baie min wat die smal weg vind. As ek in Engels kan sê, the bar is raised so high that Yeshua is referring to lust in your heart, or just to look at a woman in a lustful way is already to have been commit adultery. And to be angry at someone is already as equal as to commit murder. Sorry vir my Engels, maar ek moet dit so 'n bietjie inspice hierso. So mense, ek wil net sê, en ek weet daar gaan nou mense wees wat vir my sê, maar jy hoef dit nou nie vir ons te vertel nie, ons het dit nou geweet. Maar die rede hoekom ek dit vertel, nie is omdat jy dit reeds weet nie. Ek vertel dit en ek deel dit omdat ek self, en ek praat met baie mense wat dieselfde oor hierdie ding voel en dieselfde oor hierdie ding dink, dat die groot sondes gaan ons in die hel inbring. Maar wat van die klein goedjies? Wat van die klein dingetjies wat ons as nietig afmaak? Het ons nog gelees in Matteus 7 van mense wat duiwels uitdryf en groot wonderwerke en kragte doen in die naam van die meester Yeshua Messia, of dan nou Jesus. En hy sê vir hulle, gaan weg van my af, ek het julle nooit geken nie, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Nou as daar nie vir jou rooi ligte flikker met betrekking tot daai stukkie in die Bybel nie, dan wil ek vir jou sê, skud jouself, ruk jouself wakker, want ek bedoel, as daar mense is wat in die eindtyd met die groot oordeel en die oordeelsdag vir Yeshua, vir Jesus gaan sê, maar luister, kyk, want ons het duiwels uitgedryf, ons het wonderwerke gedoen, ons het groot kragte verrig in jou naam, in Jesus naam, en hier staan hy voor jou en hy sê vir jou, maar ek het jou nooit geken, jy gaan weg van my af, jy het die ongeregtigheid bewerk. Kan jy vir jouself indink wat 'n skok dit gaan wees? Die wete dat jy vir ewig hel toe gaan en jy het gedink jy's gered deur groot wonderwerke en kragte te verrig. So mense, ons moet baie versigtig wees. Ons moet baie versigtig wees dat ons onsself nie deceive nie. Ons moet baie versigtig wees dat ons onsself nie verlei nie. En dink dat deur 'n alkoholist te wees en vry te kom van alkoholisme, en vry te kom van pornografieverslawing, en vry te kom van vuil taal gebruik, en vuil te kom van lieg en steel by die werk, en allerhande sulke, kom ons noem dit nou maar grotere gesondes. Ons moet baie versigtig wees dat ons nie dalk op die einde van die tyd, en in die einde van tyd, onsself in 'n posisie bevind waar ons
geestelik in 'n gemaksone leef en ons nie die ewige lewe gaan verkry nie. Daar staan in die Bybel, daar's baie wat laaste gaan wees, daar's baie wat eerste is wat laaste gaan wees en baie wat laaste is gaan wees wat eerste gaan wees. So iets, julle weet wat ek bedoel daarmee. Mense wat in 'n droomwêreld leef van gered. Ek het 'n ontnigtering gehad onlangs en ek moes vir myself die vraag vra: ken ek regtig vir Yeshua? Ken ek vir Jesus? En ken hy my? En die antwoord was nee. Ek het skynheiligheid in my. Skynheiligheid. As jy verlief raak op 'n meisie of verlief raak op 'n man, ons het almal al die storieetjie gehoor, dan wil jy baie tyd met daai persoon spandeer. Elke sekonde, elke minuut van die dag wat jy beskikbaar het, is jy en wil jy graag by daai persoon wees, by daai meisie, by daai jong man, as jy 'n vrou is. En die vraag is dit werklik hoe ons oor Yeshua voel? Die een wat vir ons gesterf het op Golgotha, en sy lewe vir ons gegee het, sodat ons gered kan word. Want as dit nie is hoe ons oor hom voel nie, beweeg ons op baie gevaarlike terrein. Baie gevaarlike terrein. Want voor ek hierdie video klaarmaak, kan ek of jy dalk dood wees. En die vraag is ons gered? Daar's ook 'n gedeelte in die Bybel, ek kan nou nie die verse quoteer nie, maar julle kan dit maar gaan soek, gaan Google dit maar net. Dis deesdae verskriklik maklik. Wat sê, daar's 'n weg wat lyk na die lewe, maar dit lei na die dood toe, dit lei na die ewige vuur toe, dit lei na die hel toe. Dit lyk reg. Dit klink reg. Maar jy is eintlik op pad na die ewige verderf toe. Satan het jou mislei, of jy het jouself mislei. As jy vanaand vir my sou vra, nou waar moet ek begin? Maak seker jy ken vir Yeshua, vir Jesus. Maak seker hy ken jou. Hoe doen jy dit? Jy spandeer tyd. Jy koop elke moontlike minuut uit wat jy het, om die Bybel te lees, om te vas, om in gebed in te tree vir jouself en vir ander, vir jou huisgenote. Dis wat jy doen. Dis hoe jy sy weer leer ken, en dis hoe hy jou gaan ken, want jy spandeer tyd met hom. Ek het nooit van iemand gehoor wat tyd spandeer saam met 'n ander persoon en hulle ken mekaar nie. Julle tyd spandeer saam met mekaar, wie jy ook al is, of het 'n vriend of 'n vriendin of 'n man of 'n vrou of enigiemand is, dan ken julle mekaar en julle weet van mekaar en julle weet wat die een die ander van hou en waarvan hy nie of waarvan sy nie hou nie. En so dis my boodskapie vir vanaand. Ek hoop julle almal het 'n baie geseënde aand.